Dag Leef Gemeente, is vir my so voorreg, dis Paasfeesweek. Dis nie net enige week nie, is veronderstel om die eerste week van die jaar te wees en dit behoort aan die Here. Dis die week van Paasfees en ons noem dit heilig vir daai rede. Gister, Palmsondag, het ons gesien hoe Jesus triomfantlik as 'n koning in verwelkom word in Jerusalem met palmtakke en hulle sing Hosanna, Hosanna, red ons Here, hy seun van Dawid. Maar ons het ook gesien dat mense hom misverstaan. Dat mense nie regtig begryp het hoekom Jesus gekom het nie. En hulle het een of ander politiese motivering gehad. Ons sien in Sagaria 9 vers 9 hierdie hele vertelling van hoe hy nederig soos op 'n donkie inry in Jerusalem in. Maar vandag is Maandag. En vandag vier ons die oomblik wanneer Jesus 'n sweep vleg en almal uit die tempelterrein uitjaag. En weer eens, Sagaria is waarna ons hier verwys. Wie was Sagaria? Sagaria was die laaste profeet wat in die tyd toe die Israeliete uit ballingskap uit wegbeweeg het om die tempel te herbou, was Sagaria en Maleagi die twee profete wat daaroor gepraat het. En Sagaria was hoofsaaklik in beheer van die profesie van die tempel. En in die laaste verse van Sagaria, selfe profeet wat praat oor die donkie, oor Sondag, Palmsondag, sy laaste verse verwys ook na vandag, Heilige Maandag, wanneer Jesus die tempel kom skoonmaak, na hy gehuil het, omdat Jerusalem nie weet hoekom hy gekom het nie. En ek lees vir julle die laaste verse in die boek Sagaria, hoofstuk 14, vanaf vers 20, en hy praat, die opskrif is, die Here sal oor die aarde regeer, maar nie soos ons dink, of soms verwag, of soms selfs ons in die kerk leer nie. Hoor wat sê die laaste verse, vers 20 en 21. Op daardie dag sal daar selfs op die klokke van die perde se tuie geskryf staan, heilig vir die Here. Die potte in die tempel van die Here sal net so heilig wees as die bakke wat langs die altaar gebruik word. Elke pot in Jerusalem en in Judea sal heilig vir die Here die Almagtige wees. Enige iemand wat kom offer, sal vry wees om enige pot te gebruik waarin hulle offers wil kook. Op daardie dag sal daar nie meer handelaars in die tempel van die Here die Almagtige wees nie. Op daardie dag sal daar nie meer handelaars in die tempel van die Here wees nie. Hoekom nie? Want Jesus het gesê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit kom herbou. Hy het gepraat van sy kerk. En in die kerk van Jesus Christus, vir wie hy kom sterf het en in die doodheid opgestaan het, is een persoon nie heiliger as 'n ander persoon nie. Die ou agter die kansel is nie beter as die mense voor die kansel nie. As jy in jou kerk is en jy voel sekere mense is heiliger as jy, dan verstaan jy nie Paasfees nie. As in jou kerk jy voel asof jy deur handelaars moet gaan om die Here te ervaar, asof jy geld moet gee, asof jy moet werk, asof jy moet sweet, asof jy moet soeg, asof jy moet werk om die fees van die Here te geniet op enige gegewe Sondag, dan verstaan jy nie wat Jesus kom doen het op Paasfees nie. Hy het daai twak kom vervang met sy liggaam. Hy het 'n nuwe tempel kom bou, waar geld nie meer gewissel hoef te word nie. Waar iets nie heiliger is as iets anders nie. Perde, vuil bakke. Enige bak is goed genoeg vir die Here. En jy hoef nie meer te kom geld ruil om te kry wat jy nodig het nie. En daarom sweep hy 'n vleg en verwys hy terug na Sagaria op Sondag en op Maandag. Kerk is veronderstel om anders te wees as die politiek daar buite, en kerk is veronderstel om anders te wees as die besighede waarin jy elke Maandag tot Vrydag of Saterdag in leef. Sondag is anders. Kerk is anders. Paasfees, dis heilig
of dit op 'n perd of op 'n bak geskryf staan. Paasfees is heilig, dit behoort aan die Here. So geniet hierdie week. As jy by die werk is vandag, of weer môre moet werk toe gaan, of wat ook al, jou werksplek kan heilig wees vir die Here. Jou skool kan heilig wees vir die Here. Moenie toelaat dat mense jou laat handel dryf om God te ervaar nie. Hy jaag geld uit die kerk uit. Hy jaag mense wat sê hulle is beter as jy uit die kerk uit. Geniet die heilige maandag. Jesus huil oor die tempel, maar hy breek dit af in 3 dae en hy herbou dit om te lyk so Sagaria 14 vers 20 en 21 vir ons verduidelik. Mag jy jou kerk geniet. En as dit nie is wat jy hier lees in Sagaria nie, sê ek nie los jou kerk nie. Dis die laaste ding wat ek sê. Wat ek wel sê is, moenie vir die Here kwaad wees as daar te veel besigheid en te veel die een is beter as daai een in jou kerk is. Moenie vir God kwaad wees nie. Paasfees is hier. Hy het kom sterf vir iets beters as miskien wat jy op die oomblik in jou kerk beleef. Moenie jou kerk los nie, maar begin om te verstaan wat God kom sterf het voor en wees opgewonde, want jou Here is jou God en jou Messias en jou redder en hy het die kerk kom herbou. Geniet hierdie heilige maandag. Ons praat weer môre. Here, mag U die kerk reinig om te wees wat U wil hê dit moet wees. Al moet U 'n sweep vleg en al moet U my en ons uit die kerk uitjaag sodat ons sal terugkom nederig en dit sal word wat U wil hê dit moet wees. Kom doen dit, Here, hierdie Paasfeesweek in Jesus naam. Amen. Amen.